Is jy bly om hier te wees? Het jy die krag van die Here alreeds ervaar in jou lewe? Ek het. As jy dit gedoen het, steek die hand op, sê, dankie Here. Dankie vir die krag, dankie vir die genade. Dankie dat ek nooit alleen is nie, want U is by my. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ek het 'n boodskap oor ontwankelbaar. Maar hy is eintlik in 2 gedeeltes. So kom ons hoor wat sê die Here vir ons vanoggend. Ontwankelbaar. Die term ontwankelbaar impliseer 'n gevoel van krag, vasberadenheid en oortuiging in die aangesig van teëspoed en druk. 'n Persoon, my liewe suster, wat ontwankelbaar is, word gekenmerk deur hulle onwrikbare toewyding aan hulle oortuigings, hulle beginsels en hulle besluite, ongeag of daar teenkante kom, ongeag van wat mense sê, van ander oortuigings, hulle glo vas in dit wat die Here in hulle lewens geplaas het. As ons dan dit so sê, dan kan ek ons met veiligheid vanoggend sê, al lyk die dinge nie goed nie, al gaan ek deur 'n moeilike situasie, al gaan dit nie met my goed nie, al ontbreek daar dinge in my lewens, staan ek vas, halleluja. Ek is onweegbaar, want ek kry my krag in die Here. Amen. Waar sal ek my krag vandaan kry? Ek kry dit van die Here. Ja, ons almal is ontwrig deur omstandighede wat nie goed lyk daar buite nie. Maar is my vastigheid by die Here. Alles deur mekaar en dinge werk uit teen. Ek hoor die prys van die petrol gaan op. En as petrol opgaan, gaan al die ander dinge op. Maar ek is steeds standvastig in die Here, halleluja. En hy sal vir my sorg om deur al hierdie verkeerde dinge of slegte dinge te kom. Want ek plaas my hand in die hand van die Here. Psalm 93 vers 2 sê, U troon, o Heer, sal vir ewig vasstaan. Sê dit saam met my. U troon, o Heer, sal vir ewig vasstaan. Want U, by God, is ontwankelbaar. God troon oor die skepping, sowel as oor die hele mensdom. Hy bring orde in omgewing rondom ons. Hy bring orde in samelewing. Hy bring orde in my lewe. Hy bring ontwankelbaarheid in my lewe in. Want hy is God, halleluja. Hy staan vas. Hy is die God van die aarde. Hy prys sy naam. Hy is die God van ons mense. Hy voorsien vir die aarde en hy voorsien vir die mens. Prys sy wonderlike naam. Wanneer ons Hebreërs 12 lees daarvan in vers 28 en 29 sê dit, laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, halleluja, dan sou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil, want ons God is wat? 'n verterende vuur. Halleluja. Hy het na die wêreld gekom deur Christus Jesus om vir ons mense 'n anker te wees. Halleluja. Wie hom in die geloof aanneem, kan in verbondenheid met hom leef. Want die band met hom as seun van God hou ons staande in 'n wêreld wat besig is om te val. In hom is ons gewortel, halleluja. Op hom word ons gebou, ons prys sy naam. Net soos die mense van jare gelede soek mense steeds op alle gebiede na 'n bietjie vastigheid. Hulle soek in die wêreld. Hulle soek dit in drank. Hulle soek dit in dwelms. Maar ware vastigheid is slegs by die Here te vind. En ek het die ry vanoggend kerk. En ons praat so 'n bietjie oor vastigheid. Weet jy, ons vastigheid is die Here, omdat hy in ons is en hy in eenheid met ons is. Maar die Here het ons ook 'n ander vastigheid gegee. En dit is die huwelik. Amen. Ons word een met ons vrou of ons man. En daarin lê die
vastigheid, halleluja. Net soos wat ons een is met God, halleluja, is ons een in ons huwelik. En dis wat ons gaan staande hou in hierdie lelike wêreld. Die vraag vanoggend is, waarom na iemand anders soek as ons reeds dit alles in Christus het? In hierdie wêreld eintlik, en ek en jy, wat vanoggend kinders van die Here is, eintlik 'n groot voorreg. Ons ken hom, die een wat ons lewens makliker kan maak. Ons ken hom, die een in waarin ons vastigheid lê. Want hy alleen is onwankelbaar. Daar's niemand soos hy nie. En wanneer ons wil omval, of wanneer ons voel ons geen heenkome het nie, of wanneer ons voel ons het nie meer hoop nie, dan is Christus by ons, in ons. En hy kom, my liewe suster, en hy maak ons voete vas. En hy plaas ons voete op 'n rots. En hy is ons bergvesting. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê, daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Prys die naam van die Here. Omdat ons weet dat die kroon van die lewe op die dag wat die stryd tot die einde toe voer, sal ons onwankelbaar aangaan, sal ons standvastig wees, halleluja. Die oë gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Amen. Want daar is steeds hoop. Daar is hoop in Christus. Wanneer die lewe swaar raak, wanneer ons onseker of onregverdig voel, kan dit voel of ons hoop nie moontlik is nie. Want dan is ons op hopeloos vlaktes. Miskien het jy vanoggend pyn in jou liggaam. Wag jy vir 'n deurbraak, my liewe suster, of dra jy die gewig van hartseer, teleurstelling of vrees? Miskien het jy keuses gemaak wat jou gebroken gelaat het. Of miskien het iemand anders die keuses gemaak wat jou diep seer gemaak het. Wat ook al jou situasie is, ek wil jou bemoedig deur vir jou te sê, weet net daar is hoop in Christus, halleluja. Jou antwoord word nie gevind in 'n vinnige kitsoplossing nie. 'n woord werk vir 'n oomblik of 'n verandering in omstandighede nie. Jou ware antwoord is in 'n persoon en sy naam is Jesus, halleluja. Johannes 11 vers 25 kom, sê die vrou vir haar, sê die Jesus vir hom, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe in my glo sal in ewigheid nooit sterwe nie. U sien, wanneer ons geloof in Jesus stel en vir dit wat hy gedoen het, word ons gered van die ewige dood. Maar dit gaan nie net oor die dood nie. Die oomblik as jy die evangelie glo, is jy verewig met hom verenig. Amen. Dan lyk alles om ons anderste. Dan lyk die lewe anderste. Dan kyk ek na my vrou anderste. Dan kyk ek na my man anderste. Dan kyk ek na my kinders anderste. Want daar's vir my hoop. Daar's iets waarin ek kan vashou. Daar's 'n vaste anker waarin ek kan hou. Slegte dinge kan steeds gebeur en dinge sal soms regtig verkeerd loop. Maar Jesus, halleluja, sal by jou wees om jou deur die oomblik te dra, halleluja. Hy sal daar wees om jou moed en jou krag te gee. Jy sal nooit weer alleen wees nie, halleluja. Geef vir Here 'n ander klap. Daai wonderlike vrede by die suster, daai groot sekuriteit wat deur ons een wees met hom vloei, is groter en sterker as enige storm wat die lewe kan bring. Ons sien dikwels eerder met Jesus in my bootjie as sonder Jesus wanneer die storms kom. So ek wil jou vanoggend sê, haal so 'n bietjie diep asem. Daar waar jy sit en sê ek is nooit alleen nie. Amen. Die groot ek is, God Almagtig, Jesus is altyd in my, saam met my. As jy die evangelie glo, woon God se Gees in jou. Dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, versterk jou nou op hierdie oomblik. Beteken, moed is nie iets wat jy moet opbou nie, dis iets wat alreeds
binne in jou is. Omdat jy een is met hom, wat reeds die wêreld oorwin het. 1 Johannes 5 vers 4 het dit vir ons so mooi gesê. En ek wil vir jou uit die boodskap lees in Efesiërs 2 vers 8 en 9. Vra julle waarom julle nou juis gered is? Wel, dit is omdat God so goed is en julle op Jesus vertrou. Dis nie iets wat ons self reg gekry of ons kan doen nie. God het vir ons verniet gegee. Dis nie iets waarvoor enige iemand van julle kan spoeg nie, want is nie asof julle self daarvoor gewerk het nie. Jy sien my broers en susters, redding is nie 'n godsdienstige prestasie nie. Jy kan nie loop en sê ek is nou gered nie. Dis die grootste geskenk wat ooit aan die mensdom gegee is. Aan die kruis het Jesus die straf vir sonde namens ons geneem. Hy het ons skuld en skaamte gedra. Hy het ons pyn gedra en die dood gesterf wat ons verdien het, sodat ek en jy vir ewig kan lewe. Sy opstanding beteken tetelestai dat jou skuld ten volle betaal is. Jy is nie meer skuldig nie. Sê bietjie, ek is nie meer skuldig nie. Jy moet dit in oortuiging kan sê. Ek is nie meer skuldig nie. Ek is vrygespreek en ek word aanvaar deur God se plan om die wêreld met homself te versoen. Dis waaroor die evangelie gaan. Wanneer jy glo dat Jesus die Here is en wanneer jy geloof stel in wat hy vir jou gedoen het, word jy met ander woorde wedergebore. Die Gees van God kom woon dan binne in jou en jy is vir ewig aan hom verbind. Deur die Gees van hom wat hom uit die dode opgewek het, is ek verbind met hom, halleluja. Ek is nie meer alleen nie. Ek is nie meer magteloos nie. Ek is nie meer kragteloos nie. Ek is 'n nuwe skepping met God se lewe binne in my. 2 Korintiërs 5:17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou ding het verbygegaan. Kyk, hy het alles nuut geword. Dit moet jou ons hoop gee vandag. Ek is 'n ander mens. Selfs wanneer die omstandighede nog nie verander het nie, is jou ewige posisie alreeds veilig by Jesus. Jy is oorgedra van die dood na die lewe, van die skuld na genade, van vrees na vrede. Want elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat in die wêreld oorwin. Ons geloof wie anders oorwin die wêreld as wat ons glo dat Jesus die Seun van God is. 1 Johannes 5 vers 4. Wanneer jy my liewe sit in die evangelie glo, is jy verenig met die een wat reeds oorwin het. Jy mag dalk steeds deur moeilike dinge gaan. Jy mag dalk voel, hoekom kan hierdie pyn nie uit my liggaam uitgaan nie? Jy kan dalk voel, hoekom moet dinge nie losgerig nie? Maar ek kan vir jou een ding sê, Jesus is saam met jou. Hy stap saam met jou. Hy leef saam met jou. Alles in soms voel jy is alleen, is jy nie regtig alleen nie. Jy kan elke oggend opstaan en die lewe tegemoet gaan met oorwinning in jou hart. Want Jesus het alles oorwin, selfs die dood. Kolossense 3 vers 3 sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Met ander woorde, jou toekoms is veilig. Glo dit vanoggend. Jy is ewig veilig. En glo dit as jy dan nou wil vanoggend, maar dit is so, dat die ewigheid het reeds vir jou begin, want Christus leef in jou. Daarom is daar hoop in die tyd. Kom ons kyk vanoggend so 'n bietjie dieper en ontdek wat redding werklik beteken. Kan ek vir jou maar sê, redding is meer as vergifnis. Dis 'n eenwording met God self. 1 Korintiërs 6:17 sê dit vir ons. Daarteenoor word die wat hulle aan die Here verbind, geestelik met hom een. Amen. God leer jou dat jy deur goeie werke te doen nader aan God kan kom. Maar die evangelie, die goeie nuus van wat Jesus vir jou gedoen het,
en wat hy ons vrylik aanbied, openbaar dat God deur Jesus na jou uitgereik het. Jesus het gekom en nou leef ek nie meer in die wêreld nie, hy leef in my. Hy het jou nie gevra om jou weg na hom te vind nie, om al sy standaarde te bereik nie. Hy het afgekom na jou toe. Hy het vir ons gesterf en vir ons uit die doodheid opgestaan. En dit het moontlik gemaak om vir ewig met hom een te wees. En wanneer jy die evangelie glo, vind daar iets bo-natuurliks plaas. Die Gees van God verbind homself met jou gees. Is dit nie wonderlik nie? Sê dit ja, amen. God se Gees verbind met my gees. Die oomblik as iemand die evangelie glo, is hulle met Christus verenig en kan hulle nooit weer geskei word van hom nie. Nie deur mense nie, wie sal ons skei van sy liefde? Maar jy kan besluit, ek stap reg. Niks anders kan jou skei van die Here nie. Want die oomblik as jy die evangelie glo, word jy uit God gebore. Johannes 3 vers 6 sê, wat uit 'n menslike liggaam gebore het, is menslik, en wat uit die Gees gebore het, is gees. Moenie verwonderd wees dat ek vir jou gesê jy moet van bo gebore word nie. Om wedergebore te word beteken nie om 'n beter weergawe te word van jouself te probeer wees nie. Nee, pastoor, ek is nou weergebore, ek is 'n ander mens, ek gaan beter wees, ek gaan beter doen, ek gaan my lewe anders te vat. Nee, dit werk nie so nie. Dis om God se lewe binne jou te ontvang en jou lewe dan deur God uit te leef. Ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. So ek doen nie meer die dinge van die wêreld nie. Ek doen nie meer dinge soos ek gedink het ek moet dit doen nie, om my beter laat voel nie. Ek doen nou die dinge wat die Here wil hê ek moet doen. Want sy Gees praat met my gees en hy laat my die dinge doen wat in Christus is. Ja, jy was eenmaal geestelik dood as gevolg van sonde. Nou het sy Gees vir jou ewig lewend gemaak. Kan ek vir jou lees Efesiërs 2 vers 4? Maar God is ryk in sy barmhartigheid. Deur die groot en wonderlike en intense liefde waarby ons liefgehad het, het hy ons, toe ons nog dood was, deur ons eie tekortkominge en oortredinge, lewend gemaak saam in gemeenskap en in eenheid met Christus. Uit genade is julle gered en van die oordeel verlos en deelgenote van Christus se verlossing. Hy het ons saam met hom opgewek en ons saam met hom laat sit in Christus Jesus, die Messias, die gesalfde. In ander woorde, jy is met Christus verenig. Waar hy is jy. Wat hy het, deel jy. Jy hoef nie om naby te smeek nie. Jy het dit reeds ontvang. Jy hoef nie na ervaring te streef nie. Jy behoort reeds ten volle aan hom. Jy is volkome aanvaar. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Sê 2 Korintiërs 5 vers 17. Die ou ding het verbygegaan, ek het nie geword. Dis die werklikheid, my liewe suster. Dis die waarheid van verlossing. Dis nie 'n godsdienstige verbetering van jouself nie. Dis 'n volledige transformasie. Jy word heeltemal verander. En jy doen dinge nie in jou eie krag nie, want die Here leef nou in jou. Jy leef nie meer uit jouself nie, want Jesus lewe binne in jou. Sy Gees gee jou krag. Sy Gees gee jou wysheid en sy Gees gee jou vrede. En jy leef eintlik nou van binne af na buite. Want sê Galasiërs 2:20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself my oorgegee. Elke uitdaging wat ons vandag kry, elke ding wat ons teenstaan kom, elke ding wat ons in die gesig staar jy saam in die gesig met hom wat vir ewig lewe. Jy's nooit alleen nie, jy's nooit sonder hulp nie. Jy's een met die Here en sy lewe in jou is oorwinning.
Want verlossing is meer as vergifnis. Dis 'n gemeenskap met Jesus. Dis 'n vennootskap wat ek het met hom. Dis 'n gedeelde lewe. Ek leef nie meer alleen nie. Jesus leef deur my. En kan ek maar sê, jy besoek God nie net op Sondag nie. Jy dra elke oomblik van die dag in jou lewe saam. Wanneer ek opstaan, is hy by my. Wanneer ek gaan slaap, is hy by my. Wanneer ek daar by spanning loop, is die Here saam met my. Wanneer ek daar by die werk instap, is die Here saam met my. Ek hoef hom nie te soek nie, hy is by my. Ek kan met hom praat. Ek hoef nie 'n telefoon te gaan optel met God te praat nie. Wanneer ek daar my motor ry, en dinge ek is 'n bietjie beswaard, en dinge werk nie vir my uit nie, kan ek sê, Here, help my. Kan ek 'n goeie gesprek met die Here hê? Ek hoef nie op my knieë te gaan elke keer nie. Ja, dis goed en wel as jy die plek en tyd het, maar wanneer jy alleen is in jou kar, hoeveel keer het ek al in my bakkie gery? Jare gelede toe ek nog 'n groot besigheid hanteer het, en dinge het net skeef geloop. En dan sit my mense agter op die bakkie, en dan stop ek langs die pad, en dan gaan ek om my bakkie deur en sê, "Klein, Satan, jy is nie by my plek nie. Die Here is nou by my." Halleluja. Die Here is besig om my paai gelyk te maak. Die Here bring vir my op mooi plekke en nuwe plekke. Sy lewe is jou lewe. Sy oorwinning is jou oorwinning. Daarom kan jy met vrede en vertroue leef, ongeag wat ook al jou pad langs kom. God self het gesê, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek sal jou nooit met ondersteuning van jou uit wegtrek nie. Ek sal nie, sê die Here, ek sal in geen mate jou hulpeloos laat of jou in die steek laat nie. So kom ons, vind troos in die Here, en ons word bemoedig deur te sê, om met vertroue te kan sê, om met vrymoedigheid te kan sê, die Here is my helper. Ek sal deur geen vrees oorval word nie. Ek sal nie bang of verstrik wees nie. Want wat kan 'n mens aan my doen? Want as God saam met my is ek meer as 'n oorwinnaar deur Jesus wat my die krag gee. Kom ons gee vir die Here aan 'n klap. Net nou hier is maak die oë verstomend. Ek sal nie bang wees nie. Ek sal nie vrees nie. Ek is nie hulpeloos nie. Ek is nie hopeloos nie. Ek is God se kind. Halleluja. En omdat hy wat die wêreld oorwin het in my lewe, omdat die Gees wat Jesus uit die dode opgewek het in my lewe, sal ek ook saam met hom in hemelse plekke wees eendag. Prys die wonderlike naam van die Here. Here, het u woord gehoor vanoggend. En my gebed is dat dit sal vasslaan in ons mense harte. Dat ons nie op ander plekke na vastigheid gaan soek nie, maar dat ons vastigheid by u is. Dankie vir dit vanoggend wat u woord vir ons gee. Wees die nare prediker daarvan en maak ons mense sterk in u, Here. Maak ons mense een met u, sodat ons elke oorwinning kan hê, sodat ons liggame gesond kan word, sodat ons saam met u kan lewe. Ons dank u daarvoor in Jesus.